Goeiemôre almal. Ja, kom ons praat bietjie oor Hebreërs 3. Ons het al 1 en 2 gedoen. Ons gaan kyk na Hebreërs 3. En mense wat probeer altyd, soos ek sê, ons kyk altyd wat wil eintlik vir ons verduidelik. Nou, ons het nou al agtergekom hier by Hebreërs 1. Gaan dit oor die seun en hoe die seun die skepper is van alles en hoe die seun dan nou mens geword het, menende hy raak vlees en bloed, en dat hy ook 'n boodskapper was. Hy word ook beskou as 'n boodskapper, maar hy's nie 'n engel nie. Goed. Geen Hebreërs 2 praat hy nou weer vir ons oor die Adamiet en hoe daar 'n toekomstige wêreld vir die Adamiet bepaal is volgens profesie. En hoe dit gaan oor 'n aparte saadlyn en hoe hierdie aparte saadlyn gered moet word. En die enigste manier om hulle te red was om vlees en bloed deelagtig te word. Hy moes dan ook mens word sodat hy kan bloei. Hy moet in alle opsigte gelyk geword het aan sy broers. Dit wil sê ons dra dieselfde DNA en ons Vader dra dieselfde DNA. Ons is 'n aparte saadlyn. So hy het 'n pragtige argument wat hy hier vir jou uitgee, en ek sê dit altyd so in die begin van Hebreërs lesings. Paulus het in sy lewe in Hebreërs geskryf. Naas die feit dat die Hebreërs hom natuurlik op party plekke sal teepraat, menende dit wat Hebreërs sê is nie noodwendig dit wat Paulus kwytraak nie. Is dit ook so dat ons hier te doen het met 'n baie logiese manier van redeneer. So, dit is nie Paulus se rond en bond pratery nie. Hier het ons 'n baie logiese uiteensetting van 'n argument wat hy aan mense stel. En dit is heel moontlik omdat daar vrae gevra is. So op grond van die vrae wat na hom toe gekom het hy gaan sit en hy het 'n aantal briewe of 'n aantal inligting geskryf om hierdie belangrike vrae te antwoord. En in baie gevalle het hy te doen met Judeërs. Dit wil sê, hy het te doen met Israeliete. Mense wat die Torah geleef het, hulle die wet van God geleef, gewoon, gewerk, en hulle kon nie altyd mooi verstaan waar pas hierdie Jesus Christus in terme van die Ou Testament nie. Waar kom die Yeshua Messias, waar kom dit vandaan? Hoe pas dit dan nou in mekaar? Goed, nou kom ons by Hebreërs 3. En Hebreërs 3 kom hy met 'n oproep vir ons om tot geloof te kom, menende as ons nou die stem hoor, hierdie stem wat ons roep tot geloof, dan moet ons nie weier nie. Ons moet deel raak. En dit is grootendeels waaroor Hebreërs 3 dan nou met jou gaan. So kom ons lees hier by Hebreërs 3 vers 1. Hy sê, daarom broers van apartheid, in jou Bybel staan daar heilige broers, maar onthou, apartheid en heilig is dieselfde woord. Hoekom hulle die woord heilig gebruik het, verstaan ek nie. Miskien van die Engelse holy, maar waar dit vandaan kom, die weet ek ook nie. Dis nou nogal 'n vraag wat by my opkom. Die mens moet bietjie gaan kyk, hoekom hulle die woord holy of heilig dan nou gebruik, as die woord dan nou apartheid is. Daarom broers van apartheid, deelgenote van die hemelse roeping. Let op die apostel en hoëpriester van ons profesie, die gesalfde Jahweshua. So hier is interessant, beskou hy Jahweshua, Jesus Christus as dan 'n apostel. Weer eens omdat hy 'n dienende gees is, né? So wat doen apostels? Apostels het uitgegaan en die evangelie verkondig. Is dit nie hulle werk gewees nie? Goed. So wat is Jesus? Hy's ook 'n apostel. Hy is die apostel aangestel oor al die ander apostels. En daar is net 12 apostels. Jy moet asseblief onder geen wanindruk verkeer dat daar meer as 12 apostels is nie. Geen persoon vandag kan homself 'n apostel verklaar nie. Die Bybel verduidelik baie duidelik, daar is net 12 apostels. Ek wil dit graag vir julle lees. Nou ja, ek het vir julle die skrifte bymekaar, kom ons kyk 'n bietjie hierna.
Matteus 19 vers 28 sê vir jou, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit en die 12 stamme van Israel sal oordeel. Hoeveel trone is daar? 12. Openbaring 21 vers 14 bevestig dit. Hy sê en die muur van die stad het 12 fondamente gehad en daarop was die name van die 12 apostels van die lam. Dan gaan hy verder hier in Matteus 10 as sê en dit is die name van die 12 apostels. Die eerste Simon wat Petrus genoem word en Andreas is sy broer. Jakobus die seun van Zebedeus en Johannes is sy broer. Philippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus die tollenaar. Jakobus die seun van Alfeus en Lebedeus wat genoem word Thaddeus, Simon Kananitis en Judas Iskariot die een wat hom verraai het. Goed, so hy gee vir jou die 12 apostels. En dan het jy natuurlik 'n probleem. Judas Iskariot het hom verraai. Een van hulle was 'n duiwel. En dan sê hy in Handelinge van die apostels hier in hoofstuk 1 daar die laaste aantal verse van vers 21 af, toe hulle nou 'n volgende apostel moes kies, toe het hulle 'n vereiste, hulle stel 'n bepaalde vereiste. Die vereiste is as volg. Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd waarin die Here Jesus by ons in en uit gegaan het, van die doop van Johannes af tot op die dag dat hy van ons opgeneem is, van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. So, hoe word jy apostel? Jy is deur Jesus Christus, Yeshua die Messias, is jy persoonlik self geleer, is geleer deur hom, en jy was 'n getuie van sy opstanding. So, jy het eerstehandse kennis. Dit is hoe jy 'n apostel word, wat beteken, Paulus voldoen nie aan die vereistes nie. Hy kan baie dinge genoem word, maar hy kan hom nie homself 'n apostel noem nie. Om daardie rede wou Jakobus hom ook nie 'n brief gee van die Jerusalem gemeente dat hulle hom bevestig en sanksioneer nie. Goed, kom ons lees verder. En hulle twee voorgestel, Josef wat genoem is Barsabas, met die bynaam van Justus en Matthias. En hulle het gebid en gesê, U Here wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee die een aan wat U uitverkies het, om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry waarvan Judas afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek. Toe werp hulle die lot en die lot het op Matthias geval en hy is gekies om saam met die 11 apostels te wees. Nou ja, so, dit is 'n belangrike stukkie inligting wat 'n mens altyd in ag moet neem. Kom ons lees verder. Dan sê hy, ek gaan hom net weer van vers 1 af begin, dat ons net die draad kry. Daarom broers van apartheid, deelgenote van hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons profesie, die gesalfde Jahweshua, wat getrou was aan hom, dis nou hoofletter H-O-M, wat hom aangestel het, net soos Moshe ook in sy hele huis. Goed, wie het Moses aangestel? Jahwe het Moses aangestel. En Moses was dan 'n rigter, hy was ook uit die Levitiese priesterskap, maar hy was 'n rigter vir Israel, hy het hulle gelei, en hy het hulle verlos van die slawerny van Egipte. Hy het hulle daar uitgelei, en hy is dan nou simbolies van Jesus Christus. Hy is dan 'n voorbeeld wat vooruitwys na Yeshua die Messias. En ons weet Moshe was aangestel oor die hele huis, daai rigterskap en priesterskap het geval op Moses, en die hele Israel was onder hom ingesluit. Dan gaan hy verder, hy sê, want hy, dis nou Yeshua die Messias, is meer majesteit waardig geag as Moshe, na mate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. So hier het ons 'n verwysing na Sagaria 6 vers 12 en 13. So, wie bou die huis? Wie die huis gebou?
Die huis is gebou deur Jahwe self. Het hy dan nie vir hom 'n volk uitverkies nie? Het hy nie vir hom 'n volk gemaak nie? Hy het hom geskep en toe het hy hom uitgelei uit Egipte uit en hy het Moses daarvoor gebruik. Vers 4 sê hy, want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is Elohim. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar om te getuig van wat nog gespreek sou word. En hierdie is eintlik 'n baie belangrike stukkie wat hy hier vir jou probeer verduidelik. Moses was getrou in sy hele huis. Hy was getrou in sy hele huis en die verwysing hier is Numeri 12 vers 7 en ek het dit ook al ek dink met julle behandel, maar ek kan net nie onthou watter audio nie. Maar ek sal die audio van die Kassitiese vrou net weer plaas, want dit is 'n moeilike konsep vir baie mense, omrede ons so gebreinspoel is daardeur. Nou, soos ek sê, die verwysing hier is dan in Numeri 12, vers 7. Ons gaan gou soontoe. Dit gaan hier oor die hele verhaal van Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanweë die Kassitiese vrou wat hy geneem het, wat hy het 'n Kassitiese vrou geneem. En toe tree Vader vir Moses in en hy het neergedaal in 'n wolkkolom en hy het Miriam en Aaron tot verantwoording genoem. En hy sê vir hulle, so is dit nie met my knegt Moses nie, in my hele huis is hy getrou. En dit gaan hier, Miriam en Aaron het die probleem gehad, dat dit tot hulle kennis gekom het, dat Moses was op 'n stadium met 'n Kassitiese koningin getrou vir 40 jaar. En dit het hulle baie ontstel. Nou, hoekom sal dit hulle ontstel het? Omdat hulle rassiste is? Nee, omdat hulle verstaan het dat Israel suiwer moet bly. So hulle verstaan van die Israel nageslag. Hulle verstaan die eis wat daar gestel word om rassuiwer te bly. Dat Israel hom nie kan vermeng met die Gamitiese volke nie. Hier kom nou inligting uit van Moses en die Kassitiese koningin. En hulle tree hom toe nou aan daaraan, want hulle bevraagteken hom toe. En toe kom, tree Jahwe vir hom persoonlik in en sê, luister, Moses het nie oortree nie. En ons lees daai hele verhaal, en ek gaan hom vir julle plaas, saam met hierdie lering, van die Kassitiese vrou, pragtig in die boek van Opregte, waar hy vir jou verduidelik, nie eenmaal nie, ten minste vir 1 of 2 of 3 verse, dat Moses nooit gemeenskap gehad het met hierdie Kassitiese koningin nie, nooit by haar kinders gehad het nie, nooit by haar ingegaan het nie, maar homself apart gehou het. Dit is waaroor daai hele verhaal gaan. Dit is waaroor Numeri 12 dan nou gaan. So, Moses word beskou as hierdie getroue. Hy was 'n gehoorsame oor sy huis. Hy het nie verbastering gepleeg nie. Dan gaan hy verder, dan sê hy by vers 6, maar die gesalfde as seun oor sy huis, en ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Nou moet ons iets mooi verstaan. In die ou dae was Jahwe oor sy huis, die huis Israel. Hy het hulle uitgelei uit Egipte, uit slawerny uit, en hy het hulle bymekaar gemaak daar by die berg van Sinai. Hy het aan hulle die wet gegee. Hy het aan hulle rigters gegee, Moses as rigter, en later het daar ander rigters gekom, en hy het gewaak oor hulle. Hy was hulle almagtige. Wees dan apart, want ek is apart. Reg, so hy het daai vereiste gestel. Maar in die Nuwe Testament, wat eintlik te doen het met die nuwe verbond, want daar's mos nou 'n nuwe verbond wat in plek gekom het, wat bou op die ou verbond. Dit is 'n vernuwing daarvan, maar dit is 'n vernuwing in die sin van die Melchisedek orde. Daar het 'n nuwe priesterskap in plek gekom. En in 'n groot deel van Hebreërs gaan daaroor om vir jou hierdie nuwe priesterskap te probeer verduidelik. So, nou sê hy vir jou, die gesalfde as seun oor sy huis. En ons is sy huis.
as ons net kan vashou aan hierdie hoop. Nou, waarvan praat hy? Waarvan praat hy? Onder die nuwe verbond is die Israeliete mos nou verstrooi. So nou moet hulle bymekaar gemaak word deur die evangelie boodskap. So nou gaan hy uit en hy ons gooi die saad uit, ons gee die goeie boodskap, dit is wat die apostels moes doen, ons moet dit vandag nog doen, en ons kry hierdie Israeliete uit die heidense volke, en hulle kom tot bekering. En wanneer hulle tot bekering kom, hierdie verstrooide, verlore Israeliete, wat nie eers mooi verstaan, hulle is Israeliete nie, dan kom hulle in onder die nuwe verbond. So, en daai nuwe verbond is dan nou die gesalfde se huis. Die huis is verstrooi. So, nou moet daar weer, die huis moet mos nou weer saamgestel word. Hy moet mos nou weer geskep word, deurdat hy die verstrooides moet bymekaar maak. Maar nou is die probleem, dat daardie herstel vind mos nou nie onmiddellik plaas nie. Dis nie herstel wat plaasvind in 'n jaar of 2 of 10 of 20 jaar nie. Omrede daar 7 tydperke moet verloop. Nou ek het my Daniël lering het ek mooi met julle verduidelik van die 7 koppe van Openbaring 13 en hoe die 7 koppe eintlik die beeld is van Daniël en hoe daar 7 tydperke moet verloop waarin die addergeslag, die Edomitiese saadlyn, die Satan saadlyn mag regeer op die aarde. Hulle mag regeer en dit wil sê die herstel van Israel kan nie plaasvind voordat ons nie op die einde van die 7de kop kom nie. So wanneer die 7de kop ineenstort en ophou om te bestaan, in daardie tyd moet daar hierdie herstel plaasvind van hierdie Israel koninkryk op aarde. En ek verduidelik dit baie mooi in my Daniël leringe. So, daai herstel is eintlik herstel wat plaasvind oor 2000 jaar. Vanaf Yeshua die Messias se kruisiging en sy opstanding. 2000 jaar in die toekoms in, is hierdie bymekaar maak en redding is 'n voortdurende proses. En hierdie mense, wat dan nou tot bekering gekom het in die laaste 2000 jaar, hulle het almal gesterf. Hulle het nie hierdie wonderlike hoop gesien van hierdie herstel van Israel en dan die 1000-jarige vrederyk nie. Hulle het dit nie gesien nie. Hulle het daarop gehoop. Dit is wat hy vir jou sê. Maar die gesalfde as seun oor sy huis, en ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. So, nou sê hy, ons moet vashou aan hierdie hoop. Ja, dit vat 2000 jaar voordat ons by die einde van die 7 tydperke kom. Onthou in die tyd toe hierdie boek geskryf is in Hebreërs, toe was dit die tydperk van die 4de kop, dit wil sê die 4de koninkryk of die 4de tydperk was in plek. Ek meen die 5de, die 6de, en ons is nou in die 7de tydperk of in die 7de kop. So ons is baie naby aan hierdie ineenstort en dit is hoekom die wêreld so vol kraampyne is, wat ons dan nou sien. So, hy sê, ons moet aan hierdie roem en van die hoop tot die einde moet ons vashou. En hulle het almal gesterf, hulle het dit nie gesien nie. Maar, onthou nou wat ons gesê het in Hebreërs 2. Hy sê, by vers 14 van Hebreërs 2, hy sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet maak wat mag oor die dood het, dit is die Satan. So ek het toe vir jou verduidelik, dat in die tyd van in die tyd van Adam en Eva het hulle mos nou die sondeval gehad en nou wat is die loon van die sonde? Is die dood. Maar jy is nie dood nie. Jy bly leef. Enige ou wat dink hy's dood nadat hy doodgaan, ek het vir hom slegte nuus. Jy gaan met 'n surprise wakker word. Wanneer jy jou oë weer oopmaak, dan is dit op 'n plek waar jy dalk nie wil wees nie. So,
Die in die tyd van Adam en Eva en almal voor dat Jesus Christus gekom en gesterf het en opgestaan het uit die dode uit, is hulle almal in die doderyk vasgevang. Satan het mag oor daardie gees. Hy kon daai gees, daai siel kan hy gaan haal. Hy kan hom gaan haal. Dit het behoort aan hom, want die loon van die sonde is die dood. So het hy mag verkry oor die dooies. Hulle raak sy gevangenis. En ek het dit vir jou baie breedvoerig verduidelik. Plus ek het al lank terug het ek 'n mooi audio gemaak oor die doderyk. Wat vir jou mooi verduidelik hoe werk die doderyk, en ek haal dan ook, dit is hoekom hulle Henog uitgehaal het uit jou Bybel, want Henog verduidelik baie mooi, daar is 'n doderyk, terwyl jy maar miskien met die Bybel se versies kan jy 'n bietjie speletjies speel. Jy kan sê, ag ja, maar daai versie sê so, en daai versie sê so, hierdie ouens wat glo, ouens so dood soos 'n kip as jy nou dood is, hulle het 'n paar versies wat hulle uitpluk. Maar hulle verstaan glad nie wat het gebeur met die sondeval nie. Hulle verstaan nie wat daar gebeur het nie. So, hy sê vir jou nou, hy sê, maar moenie bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Julle wat nou sterf in die naam van Jesus Christus, julle bekeerdes, julle gereddes, julle wat onder hierdie nuwe verbond ingekom het. Julle, as julle nou sterf, moenie bekommerd wees nie. Julle word as gereddes gevat, daar waar God vir julle plek reggemaak het, daar waar Jesus vir julle plek regmaak, daar gaan julle dan rus. So julle rus nie in die doderyk onder beheer van Satan nie, want God het die doderyk oopgebreek, Jesus het die doderyk oopgebreek en hy het die sleutels van die doderyk. So dit is wat hy vir jou hier probeer verduidelik. Kom ons gaan verder, vers 7. Daarom, soos die gees van die apartheid spreek, of dan nou die Heilige Gees, vandag as julle sy stem hoor. Menende, ons bring vir julle die goeie boodskap. So, moenie uitstel na môre of oormôre nie. Kom tot bekering vandag as julle die stem hoor. Verhard julle harte nie soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die wildernis nie, Psalm 85, vers 8. Nou Meriba beteken versoeking en Massa beteken beproewing. So verhard julle hart nie in die versoeking nie en in die beproewing in die wildernis nie. Menende daar kom swaar tye, dit is 'n profesie. Die swaar tye was nie net daar in Egipte en in die woestyn nie, daar is swaar tye, versoekinge en beproewinge nog al die jare op die aarde. Dan gaan hy verder, vers 9, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het, 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwaalende hart en hulle ken nie my weë nie. Psalm 95 vers 10. Hierdie hele Psalm 95 is 'n opsomming van die gebeure in die woestyn en hoe die volk gesukkel het om uit Egipte te kom, menende uit die geestelike Egipte uit. Waar Egipte die slavernystelsel is, die bose stelsel, die beast system. En dit is natuurlik 'n simboliek vir waarin ons is in die beast system, ons is in slawerny, ons betaal belasting, ons het nie beheer oor ons eie lewens nie, oor ons eie uitkoms nie, ons is eintlik slagoffers binne in hierdie New World Order system. Dan sê hy, julle kan nie maak soos die ou Israeliete nie, daar in die woestyn nie, want hulle het 'n dwaalende hart gehad en hulle ken nie die weë van die Almagtige nie. So Jahwe het hulle uitgebring en toe vat hy hulle daarna, ek dink Sinaï toe, en dan praat hy met hulle, hy het vir hulle die wet gegee, hy het vir hulle verduidelik wat moet hulle doen, hy het die tabernakel laat bou, en steeds het die volk nie tot bekering gekom nie. Hulle wou nie uit Egipte nie. En die rede het baie te doen met die feit dat daar 'n aantal basters tussen hulle was. En ek gaan bietjie kyk of ek dit kry, dan gaan ek dit vir julle lees. So nou sê Jahwe, hy sê ek het 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê hulle is 'n volk met 'n dwaalende hart. Hulle ken nie my weë nie, sodat ek in my woede gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Nou in daai tyd
kon 'n mens sê wel, die Rus is Kanaan, menende is 'n land van melk en honing, waar Israel dan tot ruste kan kom, waar hulle self kan regeer en nie meer slawe is van 'n stelsel nie. Dit is wat hy hier probeer sê. Dan gaan hy nou verder, want onthou hy probeer vir hulle verduidelik, hier is 'n profesie vir die verre toekoms. Vers 12. Sorg daarvoor, broers, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n wantrouige hart is, deurdat hy van die lewende Elohim afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die oortredinge verhard word nie. Want ons het metgeselle van die gesalfde geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos by Meriba nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom versoek het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moshe uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lank vertoornd? Was dit nie op die wat gememoreer het wie se lyke in die wildernis geval het nie? Numeri 14 vers 29. En dan weet hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, vir al die wat wantrou. So, hy sê vir jou, daar is 'n rus in die toekoms, en ons sal dit nou 'n bietjie later lees, en dit is natuurlik die 1000-jarige vrederyk. Dit is die rus waarvan hy praat. Maar hy probeer nou vir hulle sê, hy sê daardie groepie mense wat daar uit, daai 3 miljoen ouens wat daar uit Egipte uitgekom het, hulle het ernstige probleme gehad. Ons weet hulle het 'n aantal basters onder hulle gehad, en die was maar soos 'n vrot appel onder die appels, en dit het die hele volk afgetrek tot in die grond. En die volk het terugverlang na die vleispotte van Egipte. Nou sal jy sê, jene Deborah, maar daar was mos nou nie vleis in Egipte nie. Was daar nou regtig vleispotte in Egipte? Daai vleispotte verwys na die gode van Egipte. Wat lewende gode wat, die gods. Was nog op daai tyd op die aarde. En hulle het dis eintlik die gods se children, se kinders, die nageslag van die gods, menende die verbasteringe van die gods by die mense. Daardie nageslag was op die aarde. Dit is waar jy die farao stelsel vandaan kry. Dit is hoekom hulle ook daai snaakse goed op hulle koppe gedra, die headdresses, want dit het die cone heads op die koppe weggesteek, want hulle het sulke snaakse koppe, die koppe staan so punt. Rothschild het nou nog so 'n kop. Hulle het almal die snaakse koppe, en dit is as gevolg van die gevalle engele DNA wat hulle met hulle saamgedra het. En dit is die vleispotte van Egipte. Hulle dis 'n pot wat gemaak is van vleis. Nou ja, jy en ek is ook 'n pot wat gemaak is van vleis. So hulle terugverlang na daardie stelsel. Nou ek wil graag vir julle hierdie hele verhaal lees na wat Hebreërs 3 verwys, want dit is 'n baie belangrike verhaal. Ons gaan baie binnekort weer in 'n situasie in waar ons in die woestyn gaan moet woon en werk en oorleef. En dit sal 'n woestyn wees, 'n ekonomiese woestyn, menende 'n baie swaar tyd. Min geld, min bronne, min van alles. En dit kan 'n geestelike woestyn ook wees. Dis behalwe natuurlik in die Noord-Kaap 'n semi-woestyn is, so dis 'n fisiese woestyn. Dit kan 'n geestelike woestyn ook wees, hang of alles of hoe die volk dit hanteer. Vader gee vir ons keuses. Dit is wat so wonderlik is van die nuwe verbond. In die nuwe verbond kan die Israeliet besluit, wil hy in of wil hy uit. Onthou in die dae van die Egipte, en toe die volk daar uitgelei is, toe hulle bymekaar gemaak, daar by die berg, vir hulle die wet gegee en gesê, luister, julle moet nou so maak, en die wat nie so maak nie, die gooi ons dood met klippe. So, dis of jy dood, of jy stap die pad. Maak jou keuse. Ja, so, hulle was in 'n situasie waar hulle geen keuse gehad het nie. Hulle is sy volk, en hy is hulle God, en hy tree op as 'n baal, menende as 'n besitter. Nou, baie keer ons
ek moet eintlik bietjie meer daaroor uitbrei dat julle nie de mekaar raak nie. In die ou dae, hierdie Baalstelsel in die ou dae het te doen met die gevalle engele. Die gevalle engele is Baals, menende hulle is eienaars van 'n verbasterde genetiese saadlyn. En daardie kinders behoort aan hulle. Hulle is die eienaars en die kinders is die eiendom. En ons sien dieselfde met Israel. As jy lees hoe Vader met hulle praat, dan is dit 'n situasie van julle is ek wil sê goedere, julle is eiendom en ek is julle eienaar. Ek het julle dan nou daar gestel. Ek het julle geskep. Ek het hierdie saadlyn bymekaar gehou. Ek het die verbonde met die saadlyn gestel. Julle is my volk, julle behoort aan my. So julle moet nou maak soos ek sê. Nou daai verhouding is 'n Baalverhouding. Dit is 'n verhouding van eienaar teenoor besitter. En voordat iemand my kruisig, ek wil nou net kyk waar is my Bybel. Dat ek dit tog net vir julle lees, want anders raak die mense vir my kwaad. Ons moet iets verstaan. Die ou verbond was so 'n tipe verbond. Daar het 'n verandering gekom met die nuwe verbond. In die nuwe verbond maak jy nou 'n keuse. Jy wil inkom. So jou hart word verander. Jy het nie 'n hart van klip nie. Jy het hierdie hart van vlees en bloed. En jy wil graag Vader se kind wees. Dan word jy deel van die nuwe verbond. En ek wil net kyk waar hy dit vir hulle sê. Ons sien dit hier in Jesaja 1. Hy sê, hoor o hemele en luister o aarde, want Jahwe spreek, ek het kinders groot gemaak en verhoog, maar hulle teen my oortree. 'n Os ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. So baie duidelik maak hy hier die stelling dat daar 'n eienaarskap en 'n eiendomverhouding is. En dat hierdie volk glad nie mooi verstaan hoe dit werk nie. In die nuwe verbond is daar, ons behoort nog steeds aan hom. Maar in die nuwe verbond moet daardie gevoel kom van ons wil graag deel wees van die nuwe verbond. Ons wil graag. Ons is nie hier omdat ons 'n besitter het nie. Ons is hier omdat ons graag hier wil wees. Dit is waarvan hy praat. Nou kom ons lees Numeri 14, dat ons net mooi verstaan wat het gebeur. Wat het gebeur daar aan die tyd van Israel, daar in die woestyn. Numeri 14 sê, toe het die hele vergadering uitgeroep, hulle het hulle stem verhef en die volk het die nag geween. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron, en die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het, as ons maar hier in die woestyn gesterf het. En waarom bring Jahwe ons na hierdie land om deur die swaard te val? Ons vroue en ons kinders sal 'n buit word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie? Nou moet jy weet, wat is Egipte? Egipte en Sodom is kenmerke wat die Joodse stelsel beskryf daar in Openbaring. En ons sit in dieselfde situasie. So, hulle sê, hulle verkies eerder Egipte se afgodery en se slawerny en se streng wetgewing en hulle daardie stelsel as wat hulle die vryheid van die woestyn verkies. En hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan. Nou dit noem ons muitery, dis opstand. Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel. En Josua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefun, twee van die wat die land verken het, het hulle klere geskeur. En die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewone goeie land. As Jahwe 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen Jahwe opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Menende,
hulle is ons kos. Menende, as ons eers oorlog maak, dan gaan ons hulle verpletter. Hulle beskutting het van hulle gewyk. En Jahwe is met ons, wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word, maar die heerlikheid van Jahwe het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. Nou, dit moes seker baie benoud gewees het vir Josua en Moses en Caleb. Benoude tyd. Daarop het Jahwe aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag, en hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het. Ek sal hulle met die pes tref en hulle uitroei, en ek sal jou groter en sterker nasie maak as hulle. Dit sê hy nou vir Moses, né? Toe het Moses aan Jahwe gesê, maar die Egiptenaars het gehoor dat u deur u krag hierdie volk onder hulle uit laat optrek het, en dit aan die inwoners van hierdie land gesê. Hulle het gehoor dat u, Jahwe, in die midde van hierdie volk is, dat u, Jahwe, duidelik waarneembaar verskyn, dat u wolk oor hulle staan en u in 'n wolkkolom voor hulle uittrek bedags en in 'n vuurkolom by nag. As u nou hierdie volk soos een man ombring, dan sal die nasies wat die tyding aangaande u gehoor het, spreek en sê, omdat Jahwe hierdie volk nie kon inbring in die land wat hy hulle met 'n eed beloof het nie, het hy hulle in die woestyn omgebring. Laat dan nou tog die krag van Jahwe groot word, soos u gespreek het deur te sê. Jahwe is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortredinge vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders aan die 3de en aan die 4de geslag. Vergeef tog die ongeregtigheid van hierdie volk na die grootheid van u goedertierenheid, en soos u hierdie volk van Egipte af tot hiertoe vergewe het. Toe sê Jahwe, ek vergewe volgens jou woord. En hier sien ons so mooi hoe Moses tree in vir die volk. Hy tree in as 'n middelaar vir die volk, tussen Jahwe en die volk. So, weer eens, hy's 'n voorbeeld van Joshua die Messias, hy wys vooruit. Maar so waar as ek leef, die hele aarde van Jahwe sal van heerlikheid vol, sy heerlikheid vol sal word. Kom ek lees hom weer. Maar so waar as ek leef en die hele aarde van Jahwe se heerlikheid vol sal word, al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, en my nou al 10 maal versoek het en na my stem nie geluister het nie, hulle sal die land nie sien nie, wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie. Ja, almal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek inbring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. Die Amalekiete en die Kanaaniete woon in die laagte, draai môre weg en trek tog die woestyn in, op pad na die Skelfsee. Daarna het Jahwe met Moses en Aaron gespreek en gesê, hoe lank sal hierdie bose vergadering aanhou, dat hulle teen my murmureer? Ek het die murmurering van die kinders van Israel gehoor, waarmee hulle teen my bly murmureer. So geklaar hy. Ons kan nie so loop en kla nie. So, ons kan nie die kla ding doen nie. Ons moet 'n ander gees ontvang by Jahwe self. Ons moet by 'n punt kom wat ons gaan 'n moeilike tyd binne, en dat ons verstaan dat Jahwe ons toets. Ons is in 'n toetssituasie, ons is in 'n beproewingssituasie, en ons kan nie daar sit en kla nie. Dit help ons sit op 'n klip onder die boom, en dan loop ons en kla die hele dag nie. Dit gaan Jahwe baie kwaad maak. So dit kan ons nie doen nie. Ons het nou 'n baie goeie voorbeeld van wat het ons voorgeslagte gedoen het en wat toe gebeur het. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek Jahwe, waarlik soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Julle lyke sal in die woestyn lê, naamlik al julle geteldes, volgens julle volle getal, van 20 jaar oud en daarbo, julle wat teen my gemurmureer het. Waarlik julle sal nie in die land kom waaroor ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon nie, behalwe Caleb die seun van Jefun en Josua die seun van Nun. En julle kinders waarvan julle gesê het, hulle sal 'n buit word, die sal ek inbring en die sal die land leer ken wat julle verwerp het. Maar julle lyke sal in die woestyn lê. En julle kinders sal soos herders rondtrek in die woestyn 40 jaar lank, en sal so die gevolge van julle hoerery dra, totdat julle lyke in die woestyn verteer is. Ja, so,
Ons hoereer baie graag met die stelsel. Ons het ons verkoop aan die stelsel. Dit is eintlik wat ons gedoen het. Dan sê hy, volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae, vir elke dag 1 jaar, moet julle julle ongeregtigheid dra 40 jaar lank en my teenstand gewaar word. Ek, die Jahwe het dit gespreek, waarlik dit sal ek aan hierdie hele bose vergadering doen wat teen my bymekaar gekom het. Hulle sal in hierdie woestyn omkom en daar sterwe. En die manne wat Moses gestuur het om die land te verken en wat na hulle terugkoms die hele vergadering teen hom laat murmureer het, deur 'n slegte gerug aangaande die land te versprei. Die manne wat 'n slegte gerug aangaande die land versprei het, het gesterwe deur 'n plaag voor die aangesig van Jahwe. Maar van die manne wat die land gaan verken het, het Josua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefun in die lewe agtergebly. So, hierdie is 'n pragtige verhaal van hierdie volk wat nie, hulle is uit Egipte, maar hulle is eintlik nie uit Egipte nie. Hulle wil baie graag teruggaan. Ja, hierdie geklaarry van die volk Israel is 'n tema wat redelik goed deurgetrap word in Eksodus 16 en ek sien in Numeri 11 ook. Dis eintlik die stukkie wat ek ook gesoek het, wat ek vir julle wil lees. En die volk het hulle voor die ore van Jahwe beklaag dat dit sleg gaan, en toe Jahwe dit hoor, het sy toorn ontvlam en die vuur van Jahwe het onder hulle gebrand en het gewoed aan die kant van die laar. Toe het die volk na Moses geroep en Moses het tot Jahwe gebid en die vuur het doodgegaan. Goed. En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Nou daar was, en dit is iets wat Eksodus ook van praat, 'n klomp basters wat natuurlik saam opgetrek het, uit Egipte uit. So 'n gemengde bevolking. Hy sê, hy sê pertinent, hulle was met lus bevang, hulle vra toe vir vleis. Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die wartlemoene en die prei en die eie en die knoffel. Maar nou is ons siel dor. Daar is glad niks nie, net die manne as voor ons oë. Die manne was soos koriandersaad en dit het gelyk na balsamgom. Nou ja, hulle het dit mos bymekaar gemaak en roosterkoeke daarvan gemaak. En toe het Moses die volk volgens hulle geslagte elkeen by die deur van sy tent oorween en die toorn van Jahwe het grootliks ontvlam, ook was dit verkeerd in die oë van Moses. En Moses het toe by Jahwe gaan kla, gesê, maar ek wil nou hierdie volk dra, maar dit is eintlik u volk, maar ek het hierdie baie probleme met hulle. Waarvandaan moet ek vleis kry om aan al hierdie volk te gee, want hulle ween by my en sê, gee vir ons vleis dat ons kan eet. Ek alleen kan nie hierdie volk nie dra nie, want dit is vir my te swaar. Ek verstaan presies hoe hy voel. En as u so met my wil handel, slaan my dan maar liewer dood, as ek genade in die oë gevind het en laat ek my ongeluk nie aansien nie. Nou ja, so wat toe gebeur het, hier by vers 18, sê Jahwe, en aan die volk moet jy sê, heilig julle teen die môre, dan sal julle vleis eet, want julle het voor die ore van Jahwe geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet, want dit was vir ons goed in Egipte. Daarom sal Jahwe vir julle vleis gee en julle sal eet. Julle sal nie 1 dag of 2 dae eet nie, of 5 dae of 10 dae of 20 dae nie, 'n maand lank, totdat dit uit julle neus uitkom en julle daarvan walg, omdat julle Jahwe wat in julle midde is verwerp en voor sy aangesig gehuil het en gesê, waarom het ons tog uit Egipte getrek? So, Moses sê toe vir Vader, maar hierdie ouens, daar 600,000 man, weerbare man wat uit Egipte getrek het. Nou is elke ou nou, 'n vrou en 2 kinders het hardloop ons hier na 3 miljoen mense toe. Hoe gaan ons vir hulle vleis gee? Vra Moses toe vir Vader. So, en Jahwe sê vir Moses, sou die hand van Jahwe te kort wees? Nou sal jy sien of my woord vir jou uitkom of nie. En wat toe nou daar gebeur is baie interessant. So wat gebeur met die volk wat toe nou so kla vir vleis? En dis hierdie gemengde bevolking.
toe het die wind wat van Jahwe kom uitgevaar en die kwartels van die see af oorgedrywe en op die laar gestrooi omtrent 'n dagreis hier en omtrent 'n dagreis daar rondom die laar en hulle was omtrent 2 elboek aan die grond. Toe het die volk opgestaan daar die hele dag en die hele nag en die hele volgende dag en kwartels versamel. Hy wat die minste gehad het, het 10 homer versamel en hulle het dit oral vir hulle uitgesprei rondom die laar. Die vleis was nog tussen hulle tande voordat dit gekou was, toe die toren van Jahwe alreeds teen die volk ontvlam het en Jahwe het onder die volk 'n baie groot slagting teweeggebring. Daarom het hulle die plek genoem Kibrot Hatawa, want daar het hulle die volk begrawe wat so begeerig was. Daai ouens wat so met lus bevang was, wat spesifiek nou die gemengde bevolking was, daar het God hulle uitgewis. So, baie interessant wat gebeur met die volk, omdat hulle nie saam met Jahwe die pad wil loop nie. Ons wil nie saam met Jahwe die pad loop nie, ons wil nie sy wette hou nie, ons wil nie die Sabbat hou nie, ons wil Kersfees hou en Easter, en ons is baie in die kerkstelsel. Ons sukkel maar om uit die kerksituasie uit te kom. En dit is, toe hulle natuurlik ons moet verstaan, Egipte het baie reëls en regulasies vir hulle gehad. Hulle was slawe. Maar hulle verkies toe eerder daardie wette, as wat hulle Jahwe se wette verkies, wat hy vir hulle toe gee, daar op die berg Sinaï nie. So, 'n mens moet maar baie versigtig wees, dat ons Jahwe nie kwaad maak met selfsug nie. En dan gaan hy verder hierso, ek wil dit nou net vir julle kyk, ek wil die laaste stukkie sê, ek wil net teruggaan hier na vers 14, want ons het metgeselle van die gesalfde geword. As ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Wat is die vertroue? Die vertroue op die redding van Israel, ja, die herstel van Israel op die aarde, die herstelde Israel koninkryk en die 7de rusdag, die rus, die 1000-jarige vrederyk. Hy praat spesifiek daarvan, ons moet vashou daaraan. As dit in ons tyd is dit wonderlik. As dit nou nie in ons tyd is nie, dan is dit so. Dalk is dit in ons kinders se tye. En dit is hoe ons die laaste 2000 jaar het hierdie gelowiges so geleef. Maar ons het dit eintlik makliker as hulle, want ons verstaan, ons is in die 7de kop. En ek sal dit seker nooit geweet het as Vader nie vir my gesê het, leer die volk nie, dan sou dit definitief by my verby gegaan het. Dit ek is seker daarvan. Want mense word baie maklik opgesuig in die wêreldsituasie. En ons word baie maklik deel van die wêreld. Ek ook maar. Ons het almal maar dieselfde probleem. Dit is makliker om in die wêreld te wees as om buite die wêreld te staan en die stelsel te kritiseer of om by skrif te hou en by die waarheid uit te kom. Dit is baie makliker om saam met die stroom te swem as om teen die stroom te swem. Maar ons het 'n wonderlike voordeel. Ons is op die einde van tye en ons moet regtig blind wees as ons dit nie kan sien nie. So, waar die ander ouens, hulle het geglo, maar hulle het geweet dit is nog in die verre toekoms. Kan ons sê, ja, ons glo en ons het vertroue, want ons sien dit klaar in vervulling gaan. So eintlik is die onus baie groter op ons om by die waarheid en by die ware geloof uit te kom en by die vertroue dat die Almagtige ons gaan uitred in hierdie situasie soos wat hy aan ons beloof het in sy profete as die ouens voor ons. Want hulle het nie hierdie vervulling gesien van profesie soos ons nie. Ons sien hierdie tekens en wonders wat Vader doen en nog steeds is ons ongelowig. So ons gaan baie harder pak slaag kry as al die ander ouens voor ons. By die laaste versie, vers 19, en ons sien dat hulle deur wantroue nie kon ingaan nie. Nou ja, geloof is kennis en vertroue.
Ek onthou dis iets wat die kerk my geleer het, maar ek het nou nog nie 'n beter definisie gekry vir geloof nie. Geloof is kennis van die woord, van die beloftes, van die verbonde, kennis, en die vertroue dat Vader dit sal uitvoer. Die Almagtige sal alles uitvoer. Hy sal ons nie in die steek laat halfpad deur dit nie. Hy sal alles uitvoer. En as ons hom nie vertrou nie, wel, dan gaan ons moeilikheid optel. As ons nie wil voldoen aan die profeseë nie, aan die voorskrifte van die profeseë, wat ons in hierdie tyd moet uitvoer nie, wel, dan is dit omdat ons hom nie vertrou nie. Dit is hoe dit werk. Of ons vertrou die woord, of ons vertrou dit nie. Maar ek wil 'n vers hier bysit, Jakobus 4 sê, hier van vers 7 af, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande. Hande is dade, né? Help nie gaan was jou hande nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Die hand is die dade, is die wetsgehoorsaamheid. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. So ons kan nie hink op twee gedagtes nie. Of ons is in die stelsel, of ons is buite die stelsel. Ons kan nie in die stelsel en buite kan die stelsel wees. Ons kan nie. Die tyd sal kom dat ons definitief die keuse moet maak. Weeklaag, treur en ween, laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor Jahwe en hy sal julle verhoog. So, hy probeer hier vir jou verduidelik. Hy sê 'n dubbelhartige gaan, en dit sê dit op 'n ander plek op. Iemand wat dink op twee gedagtes, moet nie dink dat hy iets sal ontvang nie. Goed, dit is 'n baie mooi redenasie wat hy vir ons hier gee in Hebreërs. Hebreërs is vir my 'n wonderlike boek. Dit is een van die boeke waarop jy kan met hom oor hom studie doen vir baie lang tyd. En jy sal nog gereeld iets daar uithaal wat jy nie besef het nie. Goed, ek is Deborah de Rigter en my nommer is 064 699 6976.